Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Ja, is werklik baie wonderlik dat ons so mekaar kan gesels oor wie God is en die afgelope paar opnames kon gesels oor wie Jesus Christus is en sy werke en sy 2 nature, en vandag gaan ons 'n bietjie fokus op sy staat van vernedering. Dis natuurlik 'n groot woord om ons dit nou 'n bietjie verduidelik, maar saam met vandag om hierdie groot onderwerp aan te pak, Daniel Meiberg daar van Otjiwarongo. So hartlik welkom by ons. Baie dankie, Jacques. Ja, nee, is 'n groot voorreg om by hier te wees vandag en oor hierdie wonderlike onderwerp te praat. Ek dink as mens begin dink aan die vernedering van Jesus Christus en sy verhoging ook, dalk moet 'n mens dit eers bietjie verduidelik, maar ek dink Filippense 2 is die gedeelte wat vir ons in die Bybel seker dit die beste verduidelik. Maar in mensewoorde, ek sal nou die Filippense deel lees, maar in mensewoorde gaan dit maar daaroor dat Christus mens moes word, dat hy hier op aarde moes kom leef het en hier tussen ons kom woon het in hierdie sondige bestaan, in hierdie totale sondige wêreld en met mense wat regtig om omring wat heeltemal anders as hy is, want ons moet onthou hy is die volkome en die volmaakte, maar dat hy dan hier kom leef het in hierdie gebroke wêreld. En dit is juist alreeds iets van sy vernedering, en dat hy by wie God is, aarde toe moes kom, en dat hy dan hier op aarde, Katekismes sê so mooi, dat hy eintlik sy hele lewe op aarde was lyding vir hom, veral aan die kruis het hy die lyding ervaar. Maar ek wil graag vir ons Filippense 2 lees, wat hier van vers 5 af, laat die gesindheid wat daar in Jesus Christus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy sy gelykheid aan God nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot in die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Dit is alles sy vernedering, sy lyding, en hier van vers 9 af sy verhoging, Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van die wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, en elke tong sal bely, Jesus Christus is Here tot eer van die Vader. In hierdie gedeelte sien ons reeds iets van sy vernedering, die feit dat hy die gestalte van 'n mens moes aanneem, dat hy selfs die gestalte van 'n slaaf aangeneem het. So, dis maar net so 'n inleidende gedagte oor sy vernedering. As mens praat van vernedering, dan moet mens baie mooi besef, vernedering beteken dat iemand op 'n troon gesit het, en toe is hy afgebring. Hy praat nou van hierdie, hy is heeltemal verneder. En dis wat baie keer met konings gebeur in die Ou Testament, as die een koning die ander koning oorwin, en dan trap hulle op die ander koning se nek om te wys, maar hierdie koning is nou verneder. Hy het nie sy stand gehou nie, hy kon nie in die mas opkom nie. En dis presies waarvan ons hier praat, Christus wat as ware God, ewig God is, van ewigheid tot ewigheid, die eerste en die laaste is, gee dit nie ag om aan sy koningskap, sy goddelikheid, die hoeveelheid, hoe kom mense sê, ek wil nou nie op 'n baie verkeerde wyse sê nie, maar ek wil probeer duidelik maak, is hy het as God nie dit belangriker geag om God te wees as om ons te kom dien nie. Hy het homself verneder en mens geword, die menslike natuur, ons vleeslikheid aangeneem, sodat ons op die einde van die dag
verlos kan word, sodat ons as skuldiges, onskuldig, ja, skuldiges vergewe is. En as hy is onskuldige vir ons in ons part kan sterf. Ek het eintlik met ons vorige opname baie mooi genoem. Dis mense moet eintlik sien in die lyn van 'n hofsaak waar jy as sondaar voor God wat regter is moet kom staan en die duiwel is die aanklaer en jy word aangekla, jy is gebroken en jy is strafwaardig voor die Here. En Jesus Christus kom uit die beskuldige bank uit en hy sê maar ek betaal vir al die persoon se sondes, nee, vir die gelowige se sondes, en dan neem hy sy onskuldigheid en hy vat onskuldigheid op hom en daarom is hy as onskuldige dan die een wat vir ons sondes gestraf het. Onskuldige beteken hy het glad nie sonde gehad nie. Hy het nie verdien om vir ons lyding te vat nie. Hy het nie verdien om deur ons gespot en vervloek en vervolg te word nie. En ja, hy het as seun van God aarde gekom om juist dit deur te bring sodat ons nie Gods verlates gaan wees nie. Jesaja 53 sê dit nogals baie mooi. 53 vers 4 en vers 5. Daar staan: Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dit is die punt wat dan gemaak word van sy vernedering is, hy het homself afgebring aarde toe om in ons plek te sterf, want ons kan dit nie self doen nie. So hy het vir ons ingetree, omdat ons nie vir onsself die verlossing van ons sondes kon bewerkstellig nie, en hy het as onskuldige, wat glad nie die straf moes gedra het nie, wat glad nie skuldig was nie, het hy as onskuldig vir ons gelei. Pontius Pilatus het hom dan ook as onskuldig, alhoewel Pontius Pilatus geweet hy is onskuldig, om nog steeds laat kruisig, omdat mense daarop aangedring het. Natuurlik weet ons dit was die wil van God wat dan daar geskied het, want toe hy gebid ook keer laat die leidingspreker vir my verbygaan, het God gesê, of het hy nog steeds gebid, Jesus Christus nog steeds gebid, maar laat nog ons nie my wil geskied nie, maar laat u wil geskied. So, en dis die mooi wat daarin voortlê dis deel van God se ewige raadsplan, en dit gee vir mense dan baie troos en dankbaarheid dat God tot soveel uitermatigheid gaan om ons as gebroke nietige mens strafwaardig te kom red, alhoewel ons nie verdien het nie. Dis absoluut genade. Wat vir my ook merkwaardig is die feit dat hy homself ook verneder het met sy alledaagse lewe, in die alledaagse lewe, as ek dit so kan stel, van sy geboorte af tot met sy kruisdood, toe hy as baba, as weerlose baba, nie in 'n huis eers gebore is nie, maar daar in die stal, nee, in die krib, het Maria aan hom geboorte geskenk, en sy pa wat 'n timmerman was, jy weet, dis eenvoudige tipe beroep en 'n eenvoudige lewe wat hulle gelei het, en as mens selfs kyk aan wie hy hom mee gemeng het op aarde, was dit nie geleerde mense nie, nee, die disippels wat hy ook gekies het, was eenvoudige mense, nee, en dit is vir ons merkwaardig om ook daardeur sy vernedering dan te sien, nee, dat hy wie die almagtige Christus is, die koning van die konings, die heerser van die heersers, dat hy hom met gewone mense en dan met sondaar mense kom meng het, en dat hy juist vir hulle redding gebring het. Ook toe hy in sy intog na Jerusalem toe, het hy op 'n donkie gery, die totale vernedering wat dit ook behels. In die tuin van Getsemane sien ons daar, was hy verlate, die disippels het aan die slaap geraak toe hy gaan bid het, sy vader het nie sy gebed verhoor nie, en hy kry nie antwoorde nie, aan die kruis ook, wat hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? So deur sy hele lewe kan mens sy vernedering raak sien, sy totale eenvoud, en as mens dink aan wie hy werklik is, dan is dit werklik aangryplik.
Ja, en ek dink sy vernedering, as ons nog verder kan gaan, het nog verder gegaan as slegs die kruis, nê. En daai vernedering het gegaan tot in die hel. Ja, dis vir ons eintlik die skrikwekkendste toe hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Is die getuienis dat hy vir 3 dae sonder God was, want hy moes afgesak het. Die Geloofsbelijdenis van Athanasius sê dit nogals eintlik baie mooi, wat neergedaal het na die hel. So hy het ons straf, ons godsverlatenheid vir ons onthalwe kom verduur. Sodat ons nooit hoef godsverlate te wees nie. En dit is vir ons dan die grootste vreugde. Hy het die ewige dood wat ons nie in staat was om onsself van te red nie, waarop ons eintlik geregtig was, omdat ons strafwaardig was vir God, ons eintlik ewig doodgemaak gewees het hy vir ons onthalwe kom dra, het hy kom oorwin, hy die ewige dood kom oorwin, sodat ons werklik waar weer kon lewe en die ewige lewe by God kan ontvang. En dit gee vir mens dan net die diepere impak van ja, hoe ver Christus gegaan het om vir ons as sy kinders te kom red. Hoe ver hy gegaan het om homself te verneder, sodat ons nooit hoef verneder te word of godsverlaat te wees of 'n pad te stap waar God nie meer met ons is nie, maar ons elke dag hierdie wete het dat, soos Matteus ook vir ons openbaar, ons het ons Immanuel, God met ons, elke dag woon hy in ons deur sy gees. En dis alles te danke aan God. Net 'n laaste gedagte, net om daarbey aan te sluit, dat baie mense praat en sê, ek het deur hel gegaan, sê maar, nou die dag toe ek gekaap is in my motor of hoe ook al. Maar ons mag nie so praat nie, ons kan dit nooit sê nie, want wat is die hel en wat is dit om in die hel te wees of deur hel te gaan? Dit is om God verlate te wees, dis die betekenis daarvan. En God se algemene genade is so groot dat hy ons hier op aarde nooit verlaat nie, selfs al gaan ons deur trauma, is hy nog steeds by ons, selfs in daai kaping is hy by ons, maar om deur hel te gaan beteken om totale godverlatenheid te ly. En dit is net wat Christus kon doen ter wille weer van ons. So is maar net so laaste opmerking van my kant af. Ja, dankie daarvoor Daniel. Ja, nee, ek dink mense begryp nie wat hel is nie en gebruik dit dan uit daai misbegrip nie, die begrip wat hulle nie het daarvan van die woord nie. Gebruik hulle verkeerdelik in hulle alledaagse gesprekke ook. En ek dink dit is 'n goeie toevoeging ook dan op die praktyk van mense wat werklik waar nie verstaan wat Jesus Christus moes deurgegaan het nie. En ja, ek dink as mens net hierby kan aansluit, die hoeveelheid mense wat eintlik hierdie genade wat die Here deur Christus vir ons gegee het, as mens daarna kyk, hoeveel mense in die gemeente self hierdie genade eintlik maar so in die water smyt en sê dit was niks nie. Alhoewel as mens na die skrif kyk, dan sien mens eintlik dit was nie niks nie. Dit was die uiterste groot genade wat die Here vir ons gegee het, wat ons glad nie verdien het nie. Dis die grootste onreg wat ons van hoor in die hele wêreld. Ons hoor mos natuurlik van die onreg wat daar in Suid-Afrika aan die gang is en die onreg wat ons in ons eie land beleef en die onreg wat ons sien by die onregverdige hofsaake wat mense ook sien. Ek het nou die dag 'n saak gehad by Grootfontein gemeente waar daar eintlik onregverdig die regters opgetree is om iemand tronkstraf te gee, alhoewel dit nie 'n saak was waar die persoon hoef tronkstraf te kon kry nie. Maar ja, dis sulke goeders waar mens die onregverdigheid in hierdie land sien, in hierdie wêreld sien, weeg nie op teen die onreg wat Christus deur moes maak nie. En ek dink dit gee vir ons as gelowiges die grootste troos, om te weet dat Christus ons juis kom verlos het van die grootste onreg wat ons kan beleef. En dit is die feit dat hy op die einde van die dag self onregverdig behandel is, sy seun onregverdig behandel het, sodat ons
nie hoef gestraf te word regverdig nie. En ek dink dit is die mooi wat mense dan in hierdie hele skrifopenbaring sien. God se openbaring wat die Here in sy woord openbaar dat hy moes kom. Sonder hom sou ons absoluut verlore gewees het. Mag hierdie opname werklik waar elkeen van julle in julle geloof versterk. Mag julle werklik waar krag hier uitkry en troos hier uitkry om verder as gelowiges ook te groei in julle geloof en mag dit ook dan gebruik word om te versprei en stuur dit ook aan al julle geliefdes, sodat meer en meer mense ook die evangelie kan hoor, die blye boodskap van ons Here Jesus Christus en meer mense ook weer kan terugkeer na die waarheid, terugkeer na die Here toe. Die Here is die een wat wysheid uitdeel, wat harte en lewens kan verander. Mag dit dan ook deur hierdie platform ook gehelp word dat harte en lewens ook dan so kan verander word deur die Here.